Ok, vriende, ons gaan vanoggend begin met 'n reeks oor ons kosbare kerk. Dit mag dalk vir julle geen verrassing wees om te weet dat hierdie dominee is regtig waar lief vir die kerk. En as ek praat van die kerk, dan is dit nie nou noodwendig hierdie gemeente nie, dit ook. Ek is baie lief vir hierdie gemeente en vir hierdie gebou, maar die kerk van die Here Jesus, dit wat hy geskaap het, dit wat hy byeengebring het om sy doel te bereik, is vir my kosbaar. En daar's soveel verwarring in hierdie wêreld oor wat is kerk en wat is die kerk, dat ek het gedink dis goed dat ons 'n bietjie praat daaroor, dat ons ook 'n beter begrip het om te weet, maar wat is hierdie ding van kerk, wat word daarmee bedoel? En ons gaan dit doen aan die hand van een gedeelte in die apostoliese geloofsbelijdenis. So ek gaan begin en ek gaan net vir ons die apostoliese geloofsbelijdenis voorlees. Julle kan mooi luister en ek dink julle gaan dan agterkom wat se gedeelte gaan ons die volgende 3 weke oor praat. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Kom ons bid saam. Here Jesus, hierdie woorde is nie maar net woorde nie. Oor honderde jare, duisende, Here, word hierdie al bely in u kerk, dwars oor die wêreld, in honderde verskillende tale, om te sê, dit is wat ons glo. Dankie Here dat u vir ons u woord gegee het. Dankie Here dat u vir ons die Heilige Gees gegee het, wat ons kan help onderskei in hierdie wêreld wat waarheid is. Here, dat ons kon groot word met die wete daar is 'n God wat ons liefhet. Dankie dat ons vanoggend deur die doop u liefde weer kon raak sien. Here, ek bid vir vanoggend se boodskap, dat u dit ook in ons harte sal skryf, dat ons sal hoor dit wat ons moet hoor, en dat ons dit sal gaan uitleef. Spreek Here, u kinders luister. Amen. Die kerk is nie 'n gebou of 'n instansie nie. En ek dink dis soms waar die verwarring by baie mense ontstaan, is omdat die woordjie kerk vir soveel dinge gebruik word. Hier is mense wat vanoggend gesê het, ek gaan nie vanoggend kerk toe nie. En dat hulle nie bedoel die gebou nie, hulle bedoel die diens. Daar is mense wat sê, ons het 'n wonderlike kerk. En dan praat hulle nie van die naam of weer eens die gebou nie, maar hulle praat van die mense. Vir sommige mense, as hulle praat van kerk, dan is dit 'n gebou, party van hulle is dit 'n geleentheid, party van hulle is dit 'n groep mense wat bietjie vreemd en anderste is. Maar wat was God se bedoeling met kerk? Wat as ons die woordjie kerk hoor, wat moet ons hoor? Ek dink deel van die verwarring is nie net oor die woordjie kerk nie, dit is ook omdat ons wat kerk is, die manier hoe ons optree, en mense dit raak sien, verwar hulle ook. Want baie keer is dit so dat ons as 'n kerk sê dit is wat ons glo en dis waarvoor ons staan, maar dan die manier hoe ons optree en hoe ons dinge hanteer en die manier hoe ons besluite neem en uitvoer, spreek dit eintlik te. En ek dink
bring mense ook 'n bietjie in verwarring. Die apostoliese geloofsbelijdenis help ons met hierdie sinnetjie waar dit sê, ons glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk. En ons gaan in die volgende 3 weke 'n bietjie ingaan op wat elkeen van hierdie 3 terme beteken. Heilig en algemeen en Christelik. Net so, die kinders praat van 'n spoiler, is as jy voor die tyd iets vertel van 'n fliek of 'n storie wat jy gaan kyk. Algemeen beteken, is 'n eintlike vertaling is katoliek. Okay. So is ons dan nou 'n katolieke kerk, want dis eintlik wat algemeen beteken. So, baie interessant. Dit begin met die woord heilig. In Hebreëus is dit die woordjie kadosh, in Grieks praat hulle van hagios. En die letterlike betekenis van die woordjie heilig beteken om eenkant te sit, om af te sonder. Baie van ons dink, as ons die woordjie hoor heilig, dat dit iets is wat amper half goddelik is. Iets wat baie vroom is. Iemand is heilig wat 3 keer 'n dag vir 2 ure lank bid en nooit omtrent sonde doen nie en wat baie toegewyd is en baie Bybel lees, dan sê ons nou so iemand is heilig. Soms sê jy so iemand is skynheilig. Dit kan ons ook sê. So ons het hierdie idee dat heilig het iets te doen met goddelikheid of oordrewe goddelikheid, maar die eenvoudige beteken is maar net, dis afgesonder. Dis eenkant gesit. Maar nou gebruik ons hierdie woordjie binne die konteks van die kerk. Ons sê ons glo aan 'n heilige kerk. En dit wat die kerk heilig maak, is nie omdat dit bestaan uit 'n klomp vroom, heilige mense nie. Nee, dis die aard en die ontstaan waar die kerk vandaan kom en waarvoor hy geroep is, sy doel wat die kerk heilig maak. Wanneer ons bely dat die kerk heilig is daar eintlik 3 dinge wat ons saam met dit bely. Dis net soos daai tipiese preke, nee, daar's 3 punte, sodat ons hulle kan onthou. Die eerste punt, die eerste ding wat ons bely, as ons sê die kerk is heilig, is dat die kerk is afgesonder vir God. Ons lees in 1 Petrus 2 vers 9. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Nogal interessant dat self die woordjie kerk in Grieks is ekklesia. Die woordjie ekklesia in Grieks word vertaal met kerk. Maar die letterlike betekenis van ekklesia is die uitgeroepenis, hulle wat uitgeroep is. So dit versterk hierdie idee dat dit is, die kerk is uitgeroep, hy's afgesonder, hy's eenkant gesit. So God is die een wat ons afsonder en ons uitroep. Hy bring ons as 'n kerk bymekaar, hy bring ons as te ware uit die wêreld. En dit is belangrik om hierdie te onthou, want daar's baie mense wat dink, maar ek is 'n goeie kerkmens, ek is 'n goeie Christen, maar dan vergeet ons, God het ons eerste gekies. Voordat ons vir God gekies het, het God ons gekies. Klein Alia is ons nou 'n mooi voorbeeld daarvan. God het haar eerste gekies. Elkeen van ons wat vanoggend hier sit en sê, maar ek is 'n kind van die Here, is omdat God jou gekies het om sy kind te wees. Hy het jou uitgeroep uit hierdie wêreld uit. Waarvoor? En dit sê hierdie gedeelte wat ons in 1 Petrus gelees het, baie mooi, om sy verlossingsdade te verkondig, om op te tree as sy verteenwoordiger. Vriende, ons as 'n kerk en individue, ons is in hierdie wêreld, ons is deel van hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Die oomblik as die Here Jesus jou red,
behoort jy aan hom. En dan is jy deel van 'n ander wêreld, 'n ander koninkryk. Jy behoort aan God. En dit is sy kerk. Ons is deel daarvan. En wat 'n voorreg. Wat 'n saak van dankbaarheid dat ons vanoggend kan dink, "Sjoe, God het vir my gekies. God het vir ons gekies." En dit sê dan dat hy het ons gekies om anderste te wees, om apart te wees van die wêreld, en dit het ook sekere implikasies, waarby ons nou gaan uitkom. Die tweede punt, die kerk is deur Christus geheilig. In Efesiërs praat Paulus, dan praat hy oor die huwelik, en dan praat hy op 'n kol met die mans, en dan sê hy daar in Efesiërs 5 vers 25, "Mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk liefgehad het, en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het hy gedoen, om die kerk aan God te wy, nadat hy dit met water en woord gereinig het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik." In Hebreërs 10 vers 10, "Volgens sy wil, Jesus, is ons heilig gemaak deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, eens en vir altyd." Nie een van ons wat hier sit, kan vanoggend aanspraak maak op die feit dat ek is heilig nie. Sonder dat jy nie vir Jesus die eer daarvoor gee nie. Ons kan niks doen om onsself te red nie. Niks wat ons ooit hier op aarde kan doen, kan goed genoeg wees om vir ons 'n plek in die hemel te verdien nie. Want God se standaard is volmaaktheid en ons almal skiet kort. Die kerk op sy eie is nie heilig nie, want hy bestaan uit mense wat nie heilig is nie. Maar dank die Here Jesus Christus, dankie vir die kruis op Golgotha. Want wat het die Here Jesus gedoen? Hy het gesê, ek wil hê hierdie mense moet die ewige lewe hê. Ek wil hê dat hierdie kerk met sy mense moet heilig, rein voor God kan staan. Ek sal die prys betaal om dit so te maak. En daarom het die Here aan die kruis gehang. En deur sy bloed was hy ons skoon, dat wanneer ons voor God staan, as sondaar, sien hy nie ons sonde raak nie, dan sien hy ons deur die bloed van die Here Jesus skoon gewas, rein, waardig om burgers te wees van die ewige koninkryk. Dis waartoe Jesus ons bevry het, om rein te leef, sonder sonde. Maar nou ken ons die realiteit. Ons kyk na ons eie lewens en dan weet ons, daar's nie 'n dag verbygaan wat ons nie tog maar soms sondig nie. Dit bly vir ons 'n ewige worsteling. Hoe kan ons dan heilig wees, terwyl ons nog steeds worstel met sonde? En dit bring my by die laaste punt, wat sê, die Heilige Gees bewoon die kerk, woon in die kerk, woon in ons. 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie, dat julle die tempel van God is, en dat die Gees van God in julle woon nie? En 2 Timoteus 1 vers 14, wat aan jou toe vertrou is, so praat Paulus met Timoteus, is goed, bewaar dit deur die Heilige Gees, wat in ons woon. Wat is die Heilige Gees? Die Heilige Gees is God self, Jesus self, wat in ons woon. Hy is die bron van ons heiligheid, nie ons self nie. Ons val en struikel, maar die Gees tel ons op. Hy leer ons, hy rig ons, hy vermaan ons, hy troos ons. Hy help ons onderskei tussen reg en verkeerd. Hy gee ons wysheid. En die Heilige Gees help ons
dat wanneer ons wil beter wees, dan kan ons. Ek glo meeste van ons wat vanoggend hier sit, was al iewers op 'n punt waar jy jou skop van skaamte laat sak het oor een of ander ding wat jy verkeerd gedoen het of gesê het, en net vir die Here sê, "Ag Here, help my, ek wil nie so wees nie," of help my dat ek volgende keer 'n wag voor my mond plaas, of help my dat ek my hier meer kan beteel, of help my om te vloek, minder te vloek, of help my om meer eerlik te wees, of help my net om meer toegewyd te wees, dat ek meer gereeld sal bid en Bybel lees en kerk lees. Vriende, maar ons kan hierdie goeters bid en vra, maar uit ons eie uit kom verandering baie, baie, baie moeilik. Maar ons is nie op ons eie nie, dank die Here, dank die Heilige Gees wat in ons woon, dat wanneer ons 'n opregte voorneme het en 'n gebed in ons hart, ons wil beter wees, dan hoor die Here dit en hy help ons daarin. Ons as 'n kerk is dan heilig. Ons as individue is dan heilig. Nie enigstens oor iets in onsself nie, maar oor dit wat Jesus gedoen het en dit wat Jesus nog steeds besig is elke dag om te doen. Maar vriende, dit bring ook 'n oproep op elkeen van ons individuele lewens. Want as ons sê ons is heilig en ons bely dit kliphard op 'n Sondagoggend saam, ons kerk is heilig, dan moet dit mos ook in ons lewens weerspieël word. 1 Petrus 1 vers 15 tot 16 staan daar: "Nee, soos hy julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle lewenshandel heilig wees." Daar staan immers geskryf: "Wees heilig, want ek is heilig." En in 1 Tessalonisense 4 vers 17: "God het ons tog nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligheid." Hierdie is nie 'n eenmalige ding wat gebeur nie. Ons kan nie vanoggend hier sit en sê, ek hoor wat die dominee sê, ek moet heilig wees, van nou af gaan ek heilig wees en môre is jy heilig nie. Hierdie is 'n proses, dis 'n strewe. Eendag as ons by die Here is en in die hemel is, waar ons volmaak bevry gaan word van ons sondig bestaan, dan gaan ons volkome heilig wees. Maar intussen, my liewe broers en susters, my liewe vriende, poog ons daarna, strewe ons daarna. Maar moet ons ook nie ophou om te poog en te strewe nie, want dit is die pad van heiligwording. Is dat ons elke dag sal sê, Here, help my vandag om beter te wees as gister. Help my dat ek vandag dit beter gaan regkry om U verteenwoordiger hier op aarde te wees. Here, en help ons as 'n kerk ook, dat ons roeping sal nakom om so heilig te leef, anders te leef, dat die mense daar buite, as hulle kyk na ons, sal sien, sjoe, die mense van die kerk, hulle is daar maar 'n bietjie anderste. Hulle skinder nie so baie nie. Hulle doen nie so baie ander goeders verkeerd nie. Hulle vloek nie so baie nie. Hulle ry nie so baie oor stopstrate nie. Ongelukkig, vriende, en ek dink dis waar die verwarring wat aan die begin ek van gepraat het inkom, is dit baie mense kyk na die kerk en al wat hulle sien is mense wat op 'n Sondag vir hulle mooi klere aantrek en na 'n gebou toe gaan. Maar dit wat hulle in die week sien hulle nie die andersheid nie. Dink een van die dinge wat my baie hartseer maak is byvoorbeeld die statistiek oor egskeidings. Dat die egskeidingssyfer tussen nie-gelowiges en gelowiges is dieselfde. Dit mag mos en kan mos nou nie so wees nie. Maar dit is nou maar een voorbeeld. So kan ek baie ander voorbeelde noem. Plekke waar ons as 'n kerk anderste moet wees en ons is nie anderste nie. En wat sien die wêreld? Hulle sien 'n klomp mense wat mooi aantrek vir 'n Sondag om na 'n plek toe te gaan. Dis al wat hulle sien.
verder hierdie opdrag van Jesus se kerk, dat ons so moet leef, dat sy verlossingsdade bekend sal word, dat sy liefde sigbaar sal raak. Ons kry dit nie altyd reg nie. So, wat vra ek van julle, van myself, van hierdie kerk? Wees beter. En ons kan beter, deur die krag van die Heilige Gees. Kom ons, lê onsself daarop toe, om hierdie week, die dinge wat die Here van ons vra, dat ons nader daaraan sal beweeg, dat ons dit ons strewe sal maak om beter te wees. Al hierdie dinge wat ons weet is verkeerd, hoe weet ons dit is verkeerd? Want die Heilige Gees wat in ons woon, sê vir ons, dis verkeerd, dat ons sal werk daaraan. En dan, ek dink een van die grootste dinge wat ons kan doen, is wat die Here Jesus gesê het, aan die liefde wat julle vir mekaar het, sal die mense weet dat julle my disippels is. So begin by hoe ons teenoor mekaar as gelowiges, as lidmate van hierdie gemeente, broers en susters teenoor mekaar optree. Daar gaan mense God se liefde raak sien. Mag die Here vir my en vir jou, ons elkeen, ons kerk daarin help. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek is so dankbaar vandag, dat ons gered is uit genade, en nie verdienste nie. Ek is so dankbaar, Here, dat u woord sê, dat u is genadig en barmhartig, en u reken ons nie ons sondes toe, as ons berou het daaroor nie. Want Here, die sondes is baie, die foute is baie, jammer Here. En ek kan maar net vanoggend vir myself en vir ons almal bid, Here, kom vergewe ons en help ons om beter te wees. Help ons, Here, dat ons so sal leef en praat en doen, dat mense sal sê, ons is heilig. Dat daardie kerk is heilig. Dit behoort aan God. Help ons, o Here. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.